Amen. Ons is in die laaste week van ons reeks gemaak vir Maandag. Nou, hierdie is 'n reeks wat ek glo baie van ons stuur om ons perspektief te verander rondom hoe benader ons weke. Nou, hierdie week gaan ons so 'n bietjie 'n ander approach maak, maar ek wil net gou recap oor dit wat ons al die laaste ruk bespreek het. Nou, een ding is, baie van ons het sterk verhoudinge wat kom vanuit ons werksplek uit. Want dis mense saam wie ons weekliks mee journey, is ouens saam wie ons elke dag moet tyd spandeer. So daar kom verhoudings uit hierdie werksplek uit. En ons het die opportunity om ons approach te verander en 'n impak te maak daar waar ons is tussen daai klomp mense. Nou, ons spandeer lang ure 'n dag saam met hierdie mense en ons deel ons lewens met die mense en hulle deel hulle lewens met ons. So, as ons bietjie ons perspektief verander, dan kan ons werksplek, ons weeksomgewing kan heeltemal anders lyk. Nou, die sad is, baie mense doen dit net vir die paycheck, doen maar net dieselfde ding oor en oor, gaan maar net werk toe. En eintlik is jou werksplek jou sendingveld. Dis waartoe die Here jou gestuur het, dis waar hy jou nou geplaas het om te wees, om 'n verskil te maak, om 'n impak te maak. En die groot idee van hierdie reeks is juis dat dit nie net 'n werksplek is nie. Dat werk is goed, werk is heilig, dis ons aanbidding, is ons gehoorsaamheid aan God, daar waar hy ons geplaas het. En ons werksomgewing, ons werk wat ons doen, is super betekenisvol, want dis ons missie. Dis waar ons is, dis waar ons geplaas is. Nou, jou alledaagse lewe, jou elke dag se lewe, is 'n offer wat jy bring. As jy jou Bybel het, maak hom oop. Ons gaan begin lees by Romeine 12 vers 1. Ek lees uit die Passion Translation uit. Say, beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? I encourage you to surrender yourselves to God to be His sacred, living sacrifice. Hierdie is so mooi, want dit is letterlik 'n respons op wie is God? Wat doen hy in jou lewe? Ons respons is dat ons lewens neerlê vir die werk waar hy ons geplaas het. Ons lê ons lewens neer en hierdie is alles in jou lewe, tegnies, jou slaap, jou eet, jou werk, jou kinders grootmaak, jou rondry, wat ook al dit mag wees, kom ons en ons lê dit neer vir die Here. Alles is 'n offer wat ons aan God bring. En ek dink die feit bly staan is wanneer ons surrender, wanneer ons onsself neerlê voor hom, dan kan hy ons begin gebruik. Want dan sit nie meer ons plannetjies en ons wil en ons agendas nie, maar dan sit sy wil en hy kan dan iets maak gebeur vanuit daai plek uit. Nou, jou werk is jou roeping. Dit is waar jy is, dis waar jy geplaas is, en jy het 'n sekere skillset. Nou, ek wil hê ons moet gou kyk, die woord vocation, se betekenis is a strong inner calling toward a specific career, purpose, or way of life, often involving service to others or divine summons. Nou, hierdie woord vocation kom van die woord vocare af, wat letterlik beteken roep of om geroep te wees. En dit beteken, jou huidige werk kan jou roeping wees. Dit kan wees wat God wil hê jy moet doen, of moet wees wat God wil hê jy moet doen. En dalk is dit nie jou droomwerk nie. Dalk is dit nie waar jy jouself langtermyn sien nie. Jy wil dalk eintlik iets anders doen. Maar God het jou nou daar geplaas vir 'n rede. En jy het nodig om faithful te wees in hierdie season waar jy is, en jouself neer te lê en trust dat die Here 'n plan het en dat hy jou op 'n sekere manier daar wil gebruik. Ek en jy moet ons perspektief kom verander. Want ons is nie net by die werk nie. Ons is op sending. Ons is op mission. Daar waar ons geplaas is. Johannes 17 vers 15 tot 18. I'm not asking that you remove them from the world, but I ask that you guard their hearts from evil.
Just like you sent me into the world, I'm sending them into the world. Jesus kom en hy bid nie, haal hulle uit die werksplek uit nie. Hy sê, hou hulle daar. Beskerm hulle daar waar hulle geplaas is. Die sleutel hier is waar jy nou is waar God jou nou nodig het. Waar jy jou nou wil gebruik. En my en jou missie is eenvoudig. Super eenvoudig. Lukas 19 vers 10. Lees saam met my. The Son of Man has come to seek out and give life to those who are lost. Hierdie selfde missie wat vir die Seun gegee is wat in ons moet leef. Soek die verlore, red die verlore, kry mense by Jesus uit. Dis hoekom hy gekom het. Dis hoekom Jesus gekom het. En soos wat ons meer soos hy word, soos wat ons meer tyd in sy teenwoordigheid spandeer, so ontwikkel ons 'n groter passie vir dit wat sy passion is, en sy passion is om te kom om verlore mense te red. Nou, die woord gebruik hierdie twee uitdrukkings saam, en dit is vir my so mooi, is om sout en lig te wees. Ek wil hê ons moet vandag daarna kyk. Eerstens, jy is geroep om sout te wees. Matteus 5 vers 13, your lives are like salt among the people. Nou wat beteken dit? Okay? Wat doen sout? Sout kom en dit add flavor, bietjie geur bysit, maak waarde meer, dit bring iets beter uit. Nou, wanneer ons kom en ons met mense Jesus deel, en ons is sout, dan kom ons nie op een slag en damp al die sout nie, want dit gaan 'n flop wees. Kan jy imagine as jy die hele pot sout in jou kos gooi? Dit gaan 'n disaster wees. Maar daai bietjie wat jy bysit, dit add so baie. Nou, ek het iemand anders hoor sê, hulle praat van seagull evangelism, dis swoop and poop. So, jy kom net in met 'n magtige gejuig, en jy drop net alles, boom, en jy is weer uit. En ek dink dit is die probleem, baie keer het ons hierdie urge om iets te share, en ons net soos, okay, boom, hier is alles. En ek dink dan raak mense skrikkerig om die evangelie te ontvang. Want is net weer een van daai ouens met die Bybel onder die arm. Is net weer een van daai ouens wat net wil kom Bible bash en vir my sê wat ek verkeerd doen. Maar ek dink wanneer ons sout is, dan kom ons sensitief en ons gee bietjie. Dit wat jy vandag nodig het. Ek kom deel 'n getuienis van dit wat die Here in my lewe gedoen het, sodat jy kan ontvang en sê, yes, maar as die Here dit vir hom kon doen, kan die Here dit vir my ook doen. Dus gee daai bietjie sout. Maar ek wil vir jou sê, prakties, evangelism begin nie met praat nie. Dit begin met hoe jy werk. Dis stap 1. Hoe lyk dit wanneer jy in jou werksomgewing is? Werk jy met excellence? Werk jy met integriteit? Doen jy eerlik besigheid? Hoe lyk jou werksetiek? Van die ding is, niemand luister na ons as hulle ons nie respekteer nie. So as daai goed nie in plek is nie, daai goed spreek baie harder, nog voor jy 'n enkele woord gepraat het. Maar wanneer daai goed reg is, dan is die fondasie gelê vir jou om te kan begin praat. Want jou lewe spreek van dit wat jy getuig. Slegte werk bedek jou getuienis as 'n volgeling van Christus. Die manier hoe ons werk en lyk in ons werksomgewing, getuig van hoe ons verhouding met Jesus lyk. Nou, jy is ook geroep om lig te wees. Matteus 5 vers 14 tot 16 sê, your lives light up the world. Wat beteken dit?
Ek en jy is geplaas om hoop te bring, om lig te wees, vir mense Jesus te wys, waar hulle omstandighede mag donker lyk, waar hulle dalk op 'n plek is waar hulle nie verstaan nie, is dit my en jou verantwoordelikheid om lig te wees. Jesus moet so uit ons lewens uitskyn, dat mense kan sien dat ons sy kinders is, dat ons hom volg. Maar ek wil vir jou sê, daar moet 'n balans wees. Guys, moenie weird wees nie. Moenie een van daai weird Christene wees nie. Dis nie nodig nie. Ek het vir Siri geactivate of iets. Moenie judgmental wees as mense nog nie goed uitgefigure het nie. Iemand ontvang die woord vanoggend. So, moenie weird wees nie, is nie nodig nie. Moenie judgmental wees as mense nog nie staf uitgefigure het nie. As hulle nog nie 'n deurbraak ontvang het nie. Dis nie my en jou werk om die moral police te wees nie. Ons het nie nodig om te kom regwys en verkeerd wys nie. Dis nie ons verantwoordelikheid nie. Maar ons verantwoordelikheid is om reg te wees, om real te wees, om authentic te wees, om Christus te wys wat in ons lewens is, te reflekteer, sy liefde te wys, sy hoop te bring, daar te wees vir mense. Nou, ek wil jou prakties help, om jou geloof te deel. Ek wil sê, begin by, ons praat oor, jy's gemaak vir maandag, menende, jy's gemaak vir die week, geroep vir die week. Praat oor jou naweek. Praat oor al die amazing goed wat in jou naweek gebeur het. Praat oor kerk. Praat oor die amazing mense som wie jy gekuier het en koffie en deel 'n storie wat jy hier gehoor het, wat jou encourage het en encourage iemand anders daarmee. Almal praat oor hulle naweek, right? Almal kom by die werk, hoe was jou naweek? En dan begin almal share, dit was lekker, dit was sleg, ek was siek, dit was dit was 'n deel jou storie, praat oor jou naweek. En tweede ding is wanneer iemand vra, vertel my van jouself. Wil ek jou challenge om nie net te sê ek is getroud, ek het 2 kinders, ek het stokperdjies, ek hou van boomklim, whatever, dit is wie ek is, ek het 5 honde, 7 katte, maar dis eintlik my vrou se. Wat van as jy begin sê, ek is 'n kind van God. Ek volg Jesus. Ek is passievol oor Jesus Christus. As dit deel is van hoe jy jouself voorstel aan mense, dit hoef nie weer te wees nie. Kan dit sê, dis wie ek is. En is nie verkeerd nie, want die woord encourage ons om ons identiteit in Christus te vind. So wanneer ons onsself voorstel, as ek is 'n kind van God, is 'n volgeling van Jesus, dan eintlik is ons besig om te spreek ons identiteit in Christus. Nog 'n tip, is gebruik jou werksgeleenthede goed. Daar is heeltyd spanbou goed, of team lees 'n boek saam, of julle moet saam 'n ding aanpak, of julle moet saam lunch vat, en julle is in gesprekke. Wees strategies oor jou oomblikke by die werk. Gebruik dit. Deel klein goedjies van wie Jesus vir jou is, en wat hy vir jou doen. En ek dink baie keer val ons in die struik om te dink, die Here moet hierdie major groot wonderwerk vir ons gedoen het, dat ons dit kan deel, dat dit 'n impak in iemand se lewe kan maak. Ek wil vir jou sê, dis baie keer die klein goedjies. Ek het nie geweet hoe gaan ek hierdie maand die laaste week krag koop, en iemand het vir my cash gegee, of hierdie ding het uitbetaal bonatuurlik en ek kon krag koop, en ons het nie in die donker gesit nie. Die Here is so goed. Dis ietsie kleins. Maar dalk is dit iemand wat saam met jou in jou werksplek sit, wat struggle met klein goedjies, klein geloofschallenges, en net daai ding kan sy lewe verander.
Net daai ding kan sy perspektief kom verander. Vir my 'n ander uitkyk gee. 2 vrae wat ek wil hê dat jy begin om jouself elke dag te vra. So wie kan ek help? Dis die eerste een. En ek dink ons kan dadelik antwoord mense by die werk. Mense in ons werksplek. Want daar's ouens wat sukkel met hulle huwelik. Daar's ouens wat sukkel met finansies, daar's ouens wat sukkel met gesondheid. En ek wil vir jou sê, jy hoef nie vir hulle te preek nie. Dis nie nodig nie. Help net. Help net waar jy kan help. Die tweede ding wat ek wil hê dat jy jouself elke dag moet begin vra is, wat kan ek sê? Wanneer kan ek my mond oopmaak? Wat kan ek sê? Om by te voeg. 1 Petrus 3 vers 15 sê, always be ready to give a convincing answer to those who ask you about the hope living within you. Always be ready to give a convincing answer to those who ask you about the hope living within you. Hierdie was vir my sommer net opnuut hierdie week 'n challenging skrif gewees, wat ek voel ek moet deel maak van my elke dag se lewe, is om reg te wees. As iemand vra oor wie ek is, oor wat in my lewe aangaan, moet ek reg wees met 'n antwoord van wie Christus is. En ek wil jou help. Antwoord met jou storie. Ek wil hê dat jy vandag nog gaan, huis toe gaan. Haal jou iPhone uit, haal 'n pen en papier uit, en skryf jou storie. Moenie vir ChatGPT vra om dit te skryf nie, skryf dit self. 150 woorde, kort en kragtig. En ek gaan jou nog meer help. Ek sal ChatGPT wees vir jou vandag. So, hier's vir jou struktuur. Doen die volgende. Waar was ek? Wat het God in my lewe gedoen? En hoekom het ek nou hoop? As easy as that. Gaan skryf jou storie neer, want wanneer iemand vra oor die hoop wat in jou lewe is, dan is jy reg met 'n antwoord. Dis waar ek was, dis wat God vir my kom doen het, en dis waar ek my hoop vandaan kry. Dis hoekom ek nou hoop het. Maar ek wil vir jou sê, 1, hierdie kan dalk iemand anders help, maar ek wil sê, deur jou storie neer te gaan skryf, gaan jou gereeld uit 'n moeilike headspace uithaal. Want as jy kan onthou wat God in jou lewe gedoen het, die deurbrake wat hy vir jou gebring het, en jy kan jouself remind wanneer jy op 'n donker plek is, wanneer jy angs het, wanneer jy met depressie sit, wanneer jy deur moeilike situasies gaan en vra, waar is Jesus? Waar is hoop heen? Dan lees jy net weer jou storie en sê, dit is wat Christus in my lewe gedoen het. En omdat hy dit al gedoen het, weet ek hy sal dit weer doen. En jy praat met jou gees en jy sê, gees, ek gaan nie dat jy gaan lê nie, staan op. Want my Christus leef. Hy het vir ons almal hoop gebring. Hy het al keer en keer na keer vir my deurgekom, vir my deurbrake gebring. Dis hoekom my hoop is. Gaan skryf jou storie. Kan iemand anders se lewe verander, maar dit kan jou ook help. Ek wil vir jou sê, jy is die antwoord. Nie bo Christus nie, hy bly die antwoord vir alles. Maar ek wil vir jou sê, jy is die antwoord vir waar jy geplaas is. Prediker is nie nodig nie. Nog kerke is nie nodig vir dit nie. Jy is nodig. Kathy Lee Griffith het een keer hierdie idee gepitch, van dat as almal net kan snap, dat daar waar hy geplaas is, dat hy 'n tool is om die woord van Christus te verkondig. Kan jy dink hoe ons wêreld sal lyk? Kan jy dink hoe ons land sal lyk? Jou plammer deel met jou die woord van Jesus. Jou bankier, jou barista, wat jy elke dag jou koffie by gaan kry, wie ook al dit mag wees,
die ouens met wie jy op pad stap, as hulle almal so vol is van Christus, kan jy dink hoe dit om ons sal lyk? Maar ek dink as ons elkeen hierdie challenge opvat, om te sê, maar ek gaan in my werk, in die rol waar Christus my nou geplaas het, gaan ek daai persoon wees. Ek gaan die persoon wees, wat 'n hoopdraer is, vir mense die hoop wys wat in Jesus Christus is. Want daar waar jy nou is jy nog nie afgedank nie. Jy's gestuur, jy's geplaas daar waar jy nou is. En terwyl jy nie afgedank is nie, het jy opportunity om 'n verskil te maak. Het jy 'n opportunity om hoop te bring. En ek wil vir jou sê, Jesus kom in die gebou, waar jy werk, deur jou. Dis jou keuse of jy gaan Jesus saamvat in die gebou of nie. Sander lag altyd vir my as ek sê ek raak kwaad en ek gaan my bekeerbaadjie uittrek. Ek dink partykeer stap ons by die werk in en ons los die bekeerbaadjie in die kar. En ons lyk nie soos Christus nie. En dan onthou ons weer Sondag om hom aan te trek. Ek dink is nodig dat waar ook al ons stap, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, neem Jesus saam met jou waar ook al jy gaan. Laat die wêreld Jesus in jou kan sien. Wil jy nie jou oë sluit nie? Jesus, ek bid dat U vir ons 'n groter passie gee vir verlore mense. Vir mense wat Christus nie ken nie. Vir mense wat claim hulle is die kinders, maar hulle lewens lyk nie so nie. Here, gee ons 'n passie om daar te wees vir sulke mense. Om te bid vir sulke mense. Om te ondersteun waar ons kan. Om sout en lig te wees. Gee vir ons die moed vir ons weke om op te staan en nie op te sien om werk toe te gaan nie, maar om uit te sien, want ons is op mission. Ons het 'n sendingreis wat voor ons lê. En Here, ek bid dat U vir ons al die tools gee wat ons nodig het. Sodat ons soos U lyk, maar sodat ons die woord kan deel. Gee vir ons courage. Here, ek bid vir meer as ooit, dat U vir ons geleenthede gee. Waar ons daar kan wees vir die ouens in ons werksomgewing, in ons week, in ons daily walk. Bid vir ons geleenthede. Ek bid dat ons geleenthede sal kry. Waar ons werklik kan loop in dit wat U ons voorroep. Here, ek bid ook vir die Heilige Gees om by ons te wees, om ons sensitief te maak, dat ons die stem kan hoor. En dat ons uit daai plek uit kan minister en lewe deel met die ouens om ons. Here, ek bid dat U vir ons nie toe deure gee. Mense wat teen dit is, die manier wat ons leef en die manier wat ons dinge doen nie. Maar ek bid vir oop harte, wat ontvanklik is vir wie U is, vir wat U wil kom doen. Here, ons is lief vir U, ons loof U, ons prys U. In Jesus naam. Amen.